Good afternoon and welcome to Wednesday Whispers with Abba Father. So today's video will be in Afrikaans, seeing that it's continuing from last week's message. Ek het nie gedink dit is so 'n belangrike boodskap verlede week nie en ook nie gedink dat dit so significant is nie. Tot ek het 'n privaat boodskap uitgestuur waar ek my persoonlike ervaring deel met Moedersdag. So dis nie een wat ek gedeel het op Deborah Leff se Facebook page nie. En as jy hierdie kyk en jy is 'n ma en jy word geprikkel of gelei dat jy ook daai boodskap wil kry, asseblief stuur vir my WhatsApp en ek sal dit met liefde vir jou aanstuur. Maar in elk geval, so skryf ek hierdie boodskap en ek stuur dit uit. Abba wys toe 95 vrouens, nê, wat hy vir my wys vir wie ek dit moet stuur. Okay, ek stuur dit. Onthou, dit is altyd net oor gehoorsaamheid. Dit gaan nie oor wat gaan hulle dink, wat gaan hulle van my dink, hoe gaan hulle reageer. En ja, moenie 'n fout maak nie. Dit is soms goed wat in my kop rond speel. En dan is dit my vlees obviously wat opkom en dan moet ek gaan en sê, ons luister nie na dit nie en dit is nie hoekom ons dit doen nie. Ons doen oor dit. Abba het dit gesê, doen ons dit. Okay, so begin ek gister weer dink aan die 95 groep, die vrouens, en ek wonder toe, okay, is dit nou al boodskap wat ek moes stuur, is dit nou klaar? En net vanoggend, en okay, ekskuus, ek moet dit ook sê, en ek begin toe al vra gister, eintlik van Sondag af, want ek begin altyd op 'n Sondag vra, wat is die boodskap wat ek Woensdag moet uitsit by Wednesday Whispers? En ek kry die hele tyd die antwoord, niks. En gisteraan toe dink ek, niks. Dis is 'n baie daunting boodskap vir my, want ek moet dan al die goed uit my kop uitsit van daar's mense wat 'n boodskap verwag. So as ek nou nie 'n boodskap uitsit nie, dan beteken dit ek het nie geluister nie, of ek het nie gehoor nie, of jy weet, dit is alreeds 'n sulke nonsens. Okay, so besluit ek toe net, weet jy wat, as die boodskap niks is nie, dan is die boodskap niks nie. So dan is dit niks, great, goed. En toe vanoggend, toe stuur my suster vir my 'n voice note, waar sy 'n droom wat sy gehad het deel. En raai wat is die topik van die droom? Die getroude lewe. Okay, so luister ek na die voice note, en ek verstaan nog steeds nie al die detail, die significant nie, maar wat ek wel vandag voel ek moet deel, rondom my Moedersdag boodskap, en hierdie voice note, en as jy dit ook soek, asseblief stuur vir my WhatsApp, dan stuur ek dit vir jou met liefde. Maar wat ek voel ek moet deel is, dat vrouens dink, wel meeste vrouens waarmee ek al gepraat het, en wat eerlik genoeg is, miskien om te erken hoe hulle voel, want mense het mense het baie keer twee emosies gelyk, en die een emosie wat 'n mens het is, wow, dis amazing, dis 'n blessing, om 'n ma te wees, dit wat jy ervaar, wat van jou kind, dit wat jy leer, dit wat jy beleef, is so joyful en is so spesiaal. En dan het jy aan die ander kant 'n emosie wat 'n bietjie kontrasterend is met die positief, ten opsigte van, dit voel, jy's moeg, jy's oorlaai, jy kom nie by alles uit nie, jy het soveel wat jy moes opgee, of soveel wat jy nie meer kan doen nie, niks is meer dieselfde nie, alles voel soos los en vas, en deurmekaar, en dan, wanneer 'n mens nie weet, dat ander vrouens ook daai twee emosies ervaar, gelyktydig, soms nie, dan kan dit gebeur dat 'n mens jouself met 'n stok slaan, en dis wat met my gebeur het. Ek het nie geweet ander mense voel so nie, ek het nie geweet dat vrouens ook soms daai dubbele standaard emosie kan voel nie. En eintlik hoekom ek voel ek moet dit sê, is net dat jy moet weet jy is nie alleen nie as jy dit voel, en dat dit is ook okay en dis normaal, en dit is deel van ons make-up om dit te kan ervaar, en dis nie verkeerd nie, want ek het gevoel dis verkeerd van my om daai emosie te ervaar, en dit maak my 'n slegte ma, en dit maak my 'n slegte mens, en 'n slegte vrou, en dit doen nie. Dit is actually deel van ons, van hoe ons aan mekaar gesit is, en ek besef dat mans sal ongelukkig nooit verstaan nie, en nooit deur dit gaan nie, want hulle dra nie die baba vir 9 maande nie, en hulle het dan ook nie die baba vir daai klein tydperk wat die vrou dan op kraamverlof is nie,
waar dit eintlik 100% ons verantwoordelikheid is. Met ander woorde, jy dra daai groot verantwoordelikheid fisies in jou lyf en alles skuif en verander, en wanneer die baba uit is, vat dit 'n mens se lyf 2 jaar om vir jou orgaan om weer op die regte plek te kom en vir jou om weer te herstel ensovoorts, nee, met ander woorde, dit is 'n lang journey, en 'n mens vergeet om jouself kans te gee om in jou swangerskap die dinge wat jy moet prys gee, of die dinge wat groet, kom ons, dis nie prys gee nie, dis dinge wat groet, oordat mense in 'n nuwe journey inbeweeg. En mense vergeet dat om dinge te groet, het ook 'n grieving proses aan, het ook 'n teleurstelling aan, om te sê tot ziens, en dan die veranderinge wat kom is ook amazing. En dit is nie 'n vinnige proses, of 'n stadige proses nie, dit gaan 'n unieke proses wees vir elke persoon, en vir party vrouens het miskien nooit daai proses nie. Vir my ek was baie depressed, terwyl ek swanger was. Dit was vir my 'n verskriklike ervaring gewees, wat ek nie verstaan het nie, nee. In elk geval, en ek bedoel, so gaan dit verskil van elke een. So, ek kom terug na my punt wat ek wil maak, en dit is dat, kom ons sê, genade met mekaar, ten opsigte van vrouens, deur te weet, elkeen se journey gaan anders wees, en vir party mense is swangerskap en ma wees 'n hele ander ervaring as vir ander. Vir party mense kom dit alles maklik en alles werk uit. Vir ander is dit die heeltyd 'n struggle, en dit maak dit nie reg of verkeerd nie, dit maak dit net, dit is eie aan jou journey, en it's a work of art, en dit is deel van Abba se storie, wat hy besig is om te skryf, vir die ma, en ook vir die baba, en ook vir die pa, en ook vir die huisgesin. So ja, dit is my storie vir vandag, is dat jy is nie alleen nie, en ek dink, as ek miskien meer vrouens gehad het, wat om my hierdie verskillende emosies ekspres het, en dit in soveel woorde vir my gesê het ook, sou ek dit dalk ligter ervaar het, maybe nie, of minder myself met 'n stok geslaan het, I don't know, maar dis die boodskap vir vandag. So ek sit my nommer op, as jy graag die WhatsApp boodskap wil ontvang, wat ek geskryf het oor Moedersdag, en gestuur het aan die 95 vrouens, of dan natuurlik my suster se droom. Awesome, ek hoop jy het 'n lekker dag, liefde en blessings.